Familie, goeiemôre, dit is Vrydag, die naweek is hier. Dankie dat jy so ver hierdie week saam met my reis. Ons het hierdie week gesels en nog steeds besig om te gesels oor saam of teen God. Nou wanneer dinge verkeerd loop, is ons eerste vraag dikwels, wat het ek verkeerd gedoen? En soms is dit 'n goeie vraag, maar soms is dit nie die regte een nie. As ons oor tigtiging praat, moet ons ook 'n belangrike waarheid vandag vasmaak in ons harte. Nie alles swaar kry is God se dissipline nie. Teksverse vandag is Johannes 9 vers 2 tot 3. Jesus sê, sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eintlik gesondig? Hierdie man self of sy ouers, dat hy blind gebore is? En hoor wat sê Jesus? Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind, sodat God se werke in hom sigbaar kan word. Die disippels het eenvoudige teologie gehad. As iemand swaar kry, dan moet dit nou maar sonde wees. Maar Jesus breek daardie denke heeltemal oop. Hy sê, nie hierdie keer nie, my vriende. Hierdie lyding waardeur hierdie man gaan wat blind is nie 'n straf nie. Dis 'n bevordering vir God se werke. Dis belangrik. Want volgens Johannes 15 en Hebreërs 12, wat ons hierdie week gesels oor tigtiging, tigtig God sy kinders wanneer hulle aanhou om geen vrug te dra nie. Maar die Bybel wys ook vir ons dat daar geen lyding is wat niks met opstand te doen het nie. Soms is lyding vorming, soms is lyding voorbereiding, soms is lyding 'n openbaring. Maar hoe onderskei mens, vra jy nou? Kyk na die vrug. Hebreërs sê tigtiging begin en dit bring vrug van geregtigheid voort. As jy weet daar is 'n area van ongehoorsaamheid wat jy ignoreer en dit druk begin opbou in jou lewe, moet jy eerlik wees. Moenie alles op die duiwel of op jou omstandighede blameer nie. Maar as jy in gehoorsaamheid wandel en tog deur 'n moeilike seisoen gaan, beteken dit nie jy word gestraf nie. Maar dit kan wees dat God in jou iets doen. Jou doel is vir iets groter. Die gevaar is om in skuld te leef vir iets wat nie straf is nie. Die ander gevaar is om alles as swaar kry, as toetsing te benoem, en terwyl dit eintlik tigtiging is. En daarom vra die Here nie net, hoekom ly jy nie? Hy vra, wat doen hierdie seisoen in jou? En hierdie is 'n groot vraag vandag. In Johannes 15 sê Jesus altans, dat God werk aan takke wat geen vrug dra nie, maar ook aan takke wat reeds vrug dra. Met ander woorde, God se hand in jou lewe beteken nie noodwendig, jy is verkeerd nie. Dit beteken jy is syne, en hy is besig om iets in jou te doen. En ek wil vandag afsluit met hierdie teks. Romeine 8:28 sê vir ons, en ons weet, dat God alles ten goeie laat saamwerk, vir hulle, wat hom lief het. Hulle wat geroep is, volgens sy doel, vir hulle lewe. Familie, selfs tigtiging, selfs lyding, selfs seisoene wat ons nie verstaan nie, weet ons dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het. Moenie vandag oorhaastig besluit, dat elke moeilike ding in jou lewe werklik 'n straf is nie. Maar wees ook eerlik genoeg om te vra of daar iets is wat God lankal probeer aanspreek in jou lewe, maar jy miskien heeltyd vermy en wat jou hinder om vrug te dra. Vandag is die uitnodiging daar. Hy werk nie om jou te breek nie, maar om jou te laat groei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Romeine 8:28. Waar Paulus kom en hy wil vir ons werklik iets leer, dat as ons U liefhet, as ons op U bly vertrou, sal alles in ons lewe ten goeie meewerk. Al verstaan ons nie altyd hoekom ons deur sekere goeders gaan nie, al verstaan ons nie altyd hoekom sekere dinge 'n manier uitwerk, en ons het eintlik vir iets anders gehoop nie, weet ons dat God, U, alles ten goeie laat meewerk. En ons vertrou U daarvoor vandag. Ek weet, Here, dat U kan 'n wonderwerk doen in ons lewens, en ek bid daarvoor vandag. Ek bid daarvoor dat U sal deurbreek vandag, waar 'n situasie hopeloos was, U dit vandag vol hoop maak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy so ver hierdie week saam met my gereis het. Ek nooi jou om nog eendag se oordeenking saam met my te reis. Ek sien jou môre.